Ja, baie dankie. Dis lekker om julle almal hier te kan sien vanoggend. My naam is Jaco en saam met Arno, maar het hulle vorm ons deel van die bedieningsspan hier. En soos hy gesê het, dis vir ons so groot voorreg. Auckland Park is deel van ons sone en ons vertrou die Here soos julle weet vir 'n 24/7 venue, maar ek glo altyd soos Arno gesê het, ons moet saad in die grond hê. Jy kan nie aardappels plant dan verwag jy daar kom bone op nie, of perskes dan kom maar arbei op nie. So ons vertrou die Here en daarom het ons R400,000 vanuit ons sone uit gesaai en hulle planting in. En ons vertrou regtig die Here dat dit met hulle sal goed gaan. Die gemeente wat hulle daar gaan vestig, dis amazing wat daar aan die gang is. En dis deel van ons storie, dis ons storie. Dis deel van wie ons is. Ons is miskien net ietsie gou-gou vir jou noem, van die mense het my gevra, ons het hierdie jaar het ons na Istanbul toe, die 7 gemeentes in Openbaring, het ons daarna toe gereis, en ons gaan volgende jaar wil ons 'n gemeente toer soontoe vat. So as jy belangstel, ons gaan 'n inligtingsaand hou, ons gaan volgende jaar in September maand, gaan ons die 7 gemeentes waarvan Openbaring praat, Openbaring 2 en Openbaring 3, gaan ons 'n toer soontoe hou. So as jy en jou vrou wil deel wees daarvan, julle is baie welkom. Die prys wat jy daar sien is per persoon, dit sluit die vliegkaartjies, verblyf, hotel, oggend, aand etes in alles, maar jy kan op die inligtingsaand daarvan kom hoor. Maar wat ek jou wil aanmoedig is so interessant, hoeveel van die boeke in die Bybel, die Nuwe Testament, speel af in Turkye. Die gemeente van Antioch, die gemeente van Galasiërs, die gemeente van Efese. Dis alles gemeentes wat in Turkye was. En ons gaan deur daai gemeentes loop en dan gaan jy sien en van die skrifte gaan vir jou baie duideliker oopgaan. So as jy wil saam met ons gaan of net belangstel of meer wil uitvind in die inligtingsaand, daar's sulke borde wat hier lê. Jy kan hulle name daar opskryf en dan kan jy die inligtingsaand bywoon of vat ons dit van daar af verder. Nou goed, amen. Kom ons begin. Ons is besig met 'n reeks wat ons noem hierdie tyd van die jaar, welwillendheid, Kersfees, mense wil goed doen. Dis hoekom ons elke jaar hierdie tyd kom en praat oor generosity. En generosity het eintlik 2 bene. Aan die een been kom ons en ons sê vir die Here dankie vir 2026, 2025, alles wat hy gedoen het. Maar aan die ander kant is daar ook 'n stuk groot vertroue vir 2026. En ons sê, Here, ons vertrou U. Hier is die wonder van die storie, is dat Jesus is klaar in 2026. En ons gebruik hierdie tyd om net stil te staan daarbey. En wat ons dan in hierdie reeks spesifiek doen, ons gaan so bietjie deur die boek Psalms, gaan ons so bietjie werk en net daarna kyk. En laasweek het ons begin en dan Psalm 1 en Psalm 2 gekyk. Psalm 1 is 'n baie interessante, dis 'n persoonlike psalm. Dis waar die psalmdigter skryf en Dawid skryf, hy sê, hier's wat jy moet verstaan, hy sê, jy's soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Jy's daar in die waterstroom geplant. Dan kom Psalm 2 vertel ons wat is God se plan met die heelal. Hierdie waterstroom waarin jy geplant is, wat is sy groter plan? Jy vorm deel van die groter storie van God. En toe het ons gesien laasweek en vir mekaar gesê, maar een van die maniere wat begin, dat ek agterkom, ek is geplant in die waterstrome, is ek bedink die dinge van God. En ek begin te dink oor wat het God alles vir my gedoen. En dit veroorsaak dat ek op 'n fase in my lewe kom waar ek uit dankbaarheid begin leef. En dankbaarheid het ons laasweek vir mekaar gesê, is nie iets waarvoor ek dankbaar is hoe dit met my omstandighede gaan nie. Want omstandighede verskil. En omstandighede kom en gaan. Daarom skryf Paulus, hy sê, wees in alles dankbaar. En daar's iets in die Bybel van ek wat dankbaar is vir my verhouding met God, dit wat nooit kan verander, die feit dat ek ingeplant is in die waterstroom, ingesluit is in Jesus Christus, deel is van sy familie. Dis waar my dankbaarheid begin. Maar nou moet ek ook hierdie dankbaarheid bewys. Ons het laasweek gekyk en vir mekaar gesê, die 10 melaatses, die Here genees 10 ouens, maar een ou kom terug en sê dankie, en dan sê Jesus vir hom, jou geloof het jou gered. Want daar's iets van, ek is dankbaar dat ek ingeënt is in hom, en dis waar en ek sê dit vir hom, ons het laasweek geëindig deur te sê, hoe sê mens dankie? Mens kan dankie sê, deur te bid, deur te oordink, deur te dink wie God is. Jy kan dit doen deur te sing, jy kan dit doen deur die skrifte te lees, jy kan dit doen deur te gee, jouself te gee. Daar's hoeveel maniere in die Bybel hoe jy jou dankbaarheid kan bewys. Nou vandag wil ons so 'n bietjie verder gaan, Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3. Nou kom ek begin so deur
Ek het so gedink om te begin. Het jy al 'n movie gekyk? Het jy agtergekom in 'n movie, dit wat jy sien in die movie? En dan sit hulle musiek daarby, want die musiek moet iets van wat jy sien en 'n emosie by jou opwek. En die musiek en die movie, die film wat jy sien, die twee goed werk saam. Jy sal nooit kry dat hulle die twee goed teenstrydig teen mekaar is. Jy sal nie byvoorbeeld kry, hulle wys vir jou 'n thriller, ons het mos daai spanningsvolle oomblikke en jy kan nie glo nie, die musiek bou so stadig aan op. Jy sal nie kry dan speel hulle Mamma Mia nie. Die goed werk nie saam nie. Onthou jou Gladiator waar hulle vir Hans Zimmer gevra het, skryf daai musiek, dan loop hy so deur daai velde, dan is dit daai simfonieorkeste wat so speel. Dit wek 'n sekere emosie by jou. En die fliek en die musiek, die twee goed moet saamwerk. Maar hier is die werklikheid van die lewe. Die werklikheid van die lewe is dat die movie van jou lewe en die musiek van die psalmdigters stem baie keer nie ooreen nie. En baie keer beleef jy sekere goed in jou lewe. En sekere seisoene en fases in jou lewe. En dit stem nie ooreen met die lied van die Bybel nie. Maar weet jy wat ek vandag vir jou wys? Dat die twee goed stem nie altyd ooreen nie. En Psalm 3 is so 'n voorbeeld vir ons. En het is wel interessant dat as die Nuwe Testament geskryf is, en dan haal Jesus baie keer baie van die psalms aan. Paulus hoeveel keer haal hy die psalms aan? Het is wel interessant dat die eerste kerk wat geplant is, en die disippels toe Jesus hulle uitstuur, toe kom die vervolging teen hulle, en hulle word geslaan, hulle word al die goed, en dan kom hulle in Handelinge 2, waar hulle vervolg is en geslaan is en alles, en dan haal hulle Psalm 2 aan, vertel hulle hoe groot is die koning. Telkens is daar verwysings terug na die psalms toe. Nou Psalm 3, baie interessant, laasweek gepraat oor dankbaarheid, vandag so 'n bietjie iets oor vertroue sê, maar Psalm 3 begin so, hy sê 'n psalm van Dawid, toe hy gevlug het vir sy seun Absalom, of soos hierdie vertaling sê, Psalm van Dawid, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Nou kom vertel jy gou die storie, dat jy net kan die konteks verstaan waarin Psalm 3 geskryf is. Dawid het op 'n dag op sy balkon gestaan, toe aan die oorkant staan 'n vrou wat stort, en sy was baie, baie mooi, maar sy was getroud met Urai, en haar naam was Batseba. Toe besluit hy, nee, ek moet hierdie vrou in die hande kry. Toe werk hy 'n lang plan uit met die oorlog en alles, toe laat hy Urai vermoor. Dawid, die man na die hart van God. Hy laat hom vermoor. En hy kry hierdie mooi vrou. En toe het hy kinders by haar. En die eerste kind wat hy het, die kind is dood. Maar die Here het deur die profeet gesê, dis jou straf. Toe kry hy 'n tweede kind by haar. Toe kry hy 'n derde kind. Die derde kind was Absalom. Nou die Bybel sê is baie interessant van Absalom. Absalom het twee kwaliteite gehad. Die Bybel sê hy was baie mooi. Maar hulle sê dit van min mense in die Bybel. Hy was baie mooi en hy was baie slim. Die probleem is tieners, dit het na sy kop toe gegaan. Toe leef hy selfsug uit. Maar kom ek vertel jou die storie. Jy kan nie glo nie. Toe, wat gebeur met daai middelboetie, daai enetjie? Hy gaan toe en verkrag sy sussie. En Absalom hoor daarvan. En Absalom maak hom dood. Nog 'n moordenaar. En waar hierdie storie hom optel, is waar die mooi, slim seun besluit dat hy gaan koning word, hy gaan homself koning maak. Die Here het klaar deur die ander kind van Dawid, Salomo, gesê, hy is my opvolger. Maar hierdie een besluit, ek is slim, ek gaan 'n revolusie lei. En hy maak die volk bymekaar, en hy vertel vir die volk hoe oulik is hy. En hulle glo hom, en hy vorm 'n revolusie teen sy pa Dawid. En hy's nou op hierdie stadium waar Dawid hier skryf, is waar hy moet vlug vir sy lewe, vir sy eie kind. Die Here weet, dit klink soos Dallas. Toe ek laas gekyk het, Days of Our Lives.
Wat is daai ander een? Dynasty. Jy kan nie glo nie. Ja, een tannie het altyd vir my gesê, toe ek nog jonk in die bediening was, sy sê, as dit nie vir seks en geweld was nie, is almal min goed in die Bybel waaroor jy iets kan skryf. Dis die waarheid. Ons dog is so 'n heilige boek. Dit is, maar hy deel met die realiteite van die lewe. En as jy na Dawid se lewe gaan kyk, en jy kyk op hierdie oomblik, waar, die posisie waarvan hy Psalm 3 skryf aan die Here, dan moet jy verstaan, sy familielewe is in chaos. Die musiek en die movie stem nie ooreen nie. Die movie kan jy nie glo, dis waar nie. Jy kan nie dink dat 'n ou in soveel moeilikheid is nie. Hier is die ding, hierdie moeilikheid het hy oor homself gebring. Maar baie van die uitdagings wat ons in ons alledaagse lewe beleef, is baie keer goed wat jy self veroorsaak, maar baie goed veroorsaak jy nie. Party goed is soos 'n saai tackle, hy kom net, jy verwag hom nie. Hy loop jou uit die aarde uit. Party van die goed wat met jou gebeur in hierdie jaar wat verby is, het net gebeur, jy het nie daarvoor gevra nie. It just happened, but that's life. Is maar interessant, Jesus beveel die disippels 2 keer om na die oorkant toe te vaar. Elke keer kom hulle in 'n storm, en die een storm waar hulle is, die lê hy agter in die boot en slaap. Hy slaap so vas dat hulle moet gaan wakker maak en sê, Here, word wakker, ons gaan verdrink. Die ander een stoei daai manne die hele nag, stoei hulle, die volgende oomblik kom hy al wandelend op die see verbygeloop. Maak nie saak wat 'n storm jy is nie. Baie keer voel jy in die storm waarin jy is, en die goed wat jy op die oomblik in jou lewe beleef, voel jy, God slaap. Hy antwoord my nie, hy hoor my nie. My hele familie is teen my. Ander kere, jy sien hom net nie. En as jy hom sien, dink jy is 'n spook. Want hoekom maak hy nie net die storm stil nie? Hy kan mos enigiets doen. Hoekom doen hy dit nie? Die musiek en die film stem nie ooreen nie. En dis waar ons hierdie storie optel. 'n Psalm van Dawid, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Nou hoor nou wat skryf hy. Hy sê, Here, hoe het my teenstanders vermeerder? Ek is die held van die volk. Onthou, teenstanders, het ek laasweek vir jou gesê, in Psalms het baie metafore, baie forme. As jy in Psalm 1 lees, is dit teenoorgestelde van regverdige. Hierso is dit die mense wat hom wil doodmaak. Verder kan jy weer gaan lees oor die goddelose. Hy vergelyk teenstanders. Dis die een wat onder die koningskap van God staan, wat ingeplant is in die waterstroom, en dan die ander. Hy sê, Here, hoe is dit moontlik dat my teenstanders so vermeerder het? Hy sê, hoe is dit skielik moontlik dat die movie so baie staan teen my op? Hy sê, en baie van hierdie wat teen my opstaan, hulle sê vir my, daar's geen redding vir jou by God nie. 'n ander vertaling sê dit so mooi. Hy sê, die Here gaan jou nie die keer help nie. Hoeveel keer het jy al uitdagings in jou lewe beleef, en goed gebeur met jou lewe, en goed wat jy nie kan verklaar nie, of jy dit oor jou gebring het of nie gebring het nie, dan sê mense vir jou, jy's mos 'n Christen, kom ons kyk of God jou hierdie keer gaan help. Jy het miskien kanker, of jy het dalk iets, hoekom genees God jou nie? Jou groot God waarin jy glo, hoekom maak hy jou nie gesond nie? Hoekom sort hy nie jou probleme uit nie? Die movie en die musiek stem nie ooreen nie. Psalms en Dawid is vir my hierdie eerlike rouboeke wat hy skryf, Psalms wat hy skryf. Dis hierdie spasie, dis hierdie omgewing wat Dawid vir ons skryf, waar hy sê, al jou gevoelens, hoe jy dink oor God, wat jy doen. God het vir jou daai spasie, wat sê Hebreërs, hy het vir ons die troonkamer van genade, het hy vir ons oopgemaak. Ons kan met vrymoedigheid nou, in hierdie dag kan ons daarin ingaan. God het daai spasie. Jy kan maar kwaad wees, jy kan maar sê vir hom, hy gee nie om nie. Jy kan vir hom sê, Here, die musiek en die movie, die goed stem nie ooreen nie. Ek is in die familiekrisis van my lewe. My eie seun wil my doodmaak. Vertrou God, nee, is maklik om dit te sê. Het rym nie lekker nie. Het rym nie. Die musiek is nie daar nie. En dan skryf hy in vers 4, so wat doen ons nou?
Vers 4 sê hy sê maar U, Here, U is my skuld. Onthou wat 'n skuld was, daai groot ding, 'n skuld. Jy sien dit baie keer in die movies, het hulle die skuld so bo hulle gehou, hulle het so skuld, laarskulds gevorm, het die pile afgeweer. Hy sê, Here, U is my skuld. Hier's die een, die pile kom, maar U is my skuld. Hy sê, U is my eer. U is die een waaraan ek, U is my koning. U is die een waaraan ek my lewe gegee het. Aan U, o Here, behoort my lewe. U is my eer. Hoor wat sê hy hierso? Hy gaan verder. Hy sê die een wat kop hoog hou. Die een wat my kop hoog hou. Ons almal ken lyftaal. Lyftaal is wanneer jy onderste bo loop, jy's moedeloos. Jou lyf spreek daarvan, weerspieël dit uit. Ons ken almal, ons het daai stories gekyk van Rassie Erasmus, hoe hy met die World Cup, jy weet, al daai programme wat hy so gemaak het, en dan verduidelik hy die ouens, hy het hulle geleer, as hulle agter die pale staan, hoe staan hulle daar? Hulle moes hulle koppe optel. Hulle moet nie lyk of hulle verloor nie. Hulle moet lyk of hulle gaan wen. Want jou lyf praat 'n taal. Dawid, sy hele gesin is teen hom. Almal is teen hom. Selfs die mense sê, hy sê, kom ons kyk of God jou uit hierdie enetjie uit gaan kry. Hy sê, kom ons kyk hoe God gaan werk. So die lyftaal is, Here, ek is moedeloos, my eie kind wil my doodmaak. Hy sê, kom ons stel daai lyftaal. Ons stel, U is die een wat die skouers optel. Die eer is aan die Here. U is my skuld. Jy sien, wat doen ek in die lewe as die musiek en die movie nie ooreenstem? Wat doen ek in hierdie lewe as die musiek van Psalm 1 en Psalm 2 nie inpas by my omstandighede nie? Wat doen ek as ek's ingeplant in die waterstroom? Hy's die een wat alle nasies, alles is staan onder sy koningskap. Wanneer, en ek kyk na my omstandighede, ek kyk na die goed Psalm 3, waardeur ek moet gaan, en ek sien wat se chaos hierdie familie is, en ek is die koning, en almal is teen my, my kind maak 'n weermag teen my op, wat doen ek dan? Die musiek en die movie stem nie ooreen nie. Maar Dawid hou vol, Here, U is my skuld. Hy sê, U is my eer, die een wat my kop omhoog hou. Hoor hoe skryf hy in Psalm 46, hoor wat sê hy vers 2. Hy sê, God is vir my 'n skuilplek. Hy sê, God is vir my 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te vind. Psalm 118 sê hy, die Here is vir my. Die Here is vir my. Hy's altyd vir jou. Die beste manier wat jy kan sien hoe God oor jou dink en voel, is jy kyk na die kruis. Die kruisverhaal vertel vir ons, die kruis en die opstanding. Hy wat geen sonde geken het nie, het vir ons aan die kruis gaan sterf. Die kruis wys vir ons hoe lief God vir ons het. Die kruis wys vir ons hoe baie God vir ons as mense is. Want so lief het God die wêreld gehaat. Die kruis wys dit alles. So jy kyk na die kruis, hoe kan jy dan ooit weer twyfel in die movie? Jy kyk na die kruis. Hy sê, die Here is vir my. Ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Dawid, die Here is vir my. Hy as my helper. Onthou, ek stuur vir julle die helper. Hy gaan nie net by julle wees, hy gaan in julle woon. Hy's in jou. Waar kom jou krag vandaan? Die bron van krag is nou 24/7 in my. Of ek dit glo of nie, of ek bewus is van dit in my lewe of nie. As ek glo in Jesus Christus, kom woon hy in my. Hy kom besoek my nie, hy kom woon in my. Hy's altyd hier binne. Hy's my helper. Hy's my advokaat. Hy's die een wat jou sal lei en jou sal leer.
Hierdie psalmliedere roep op ons om ons lewe aan die Here toe te vertrou. Kyk wat sê hy, Psalm 37 vers 5. Vertrou jou lewenspad aan die Here toe. Vertrou op hom en hy sal optree. En miskien is jy in 'n fase van jou lewe of het jy 'n jaar beleef waar die musiek en die movie stem nie ooreen nie. Maar vanoggend wil ek jou kom uitdaag en sê, vertrou God. Kom ek leer jou iets wat Petrus vir ons sê, wat hy by Jesus Christus geleer het. Kyk hoe mooi sê dit, ek het al so baie hierdie jaar vir jou gelees, dit het so 'n groot impak op my eie lewe gemaak. Hy het vir hulle 'n voorbeeld nagelaat, dis nou Jesus, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy wat nie sonde gedoen het, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar hom toe vertrou het. Hy het homself toe vertrou het aan hom. Dis wat ek die hele jaar vir jou sê. Ons lewe, Here, ek het die uitkomste van my lewe toe vertrou aan U. Ek is U kind. Ek behoort aan U. Ja, partykeer jaag ek aan, partykeer maak ons droog, partykeer gebeur daar goed met ons, partykeer stem die movie en die musiek stem nie ooreen nie, maar Here, ek het my lewe aan U toe vertrou. Nee, lees dit reg deur die Bybel. Reg deur die Bybel is daar stories van mense waar die movie en die musiek nie ooreenstem nie. Ons lees van Jefta, Rigters 11. Die Bybel sê, hy was die seun van Gilead. Hy sê, en sy ma was 'n hoer. En toe sy ma hoer was, toe hulle hom uitgewerp uit die familie uit. Hy het verwerping beleef. Hy was nog 'n klein seentjie, toe skop hulle hom uit die familie uit. Toe moet hy daar een kant gaan bly. Verwerping het hy beleef. Ons dink aan Abraham, ons dink aan Sara. Die Here kom na Abraham toe. Hy sê vir Abraham, hey Abraham, ek gee vir jou belofte. Jy kan nie kinders hê nie, is onmoontlik. Hulle kan nie kinders hê nie. Hy sê, maar uit jou nageslag, hy sê, gaan al die volke kom. Ja, na ruk, hier na 25 jaar, sê Abraham, het kan nie meer so aangaan nie. Ek het hierdie belofte van die Here. Die goed werk nie. Miskien is die Here se gedagte, ek moet self 'n plan maak. Hy vat sy vrou, Sara, sy slavin Hagar, hy kry by haar Ismael, en daar het hy moeilikheid. En toe hy amper 100 jaar oud is, toe gee die Here vir hom die kind van die belofte. Die movie en die musiek stem nie altyd ooreen nie. Maar ons moet gehoorsaam en getrou wees aan God se woord. Ek wil nog eendag met jou praat oor gehoorsaamheid. Dit is vir my baie interessant in die Bybel, as jy gaan dink net bietjie oor gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid verstaan jy nie altyd nie. Jy moet baie keer net goed doen wat die Bybel sê. Ek is ingeanker in hom, ek is in die waterstroom, ek is geplant in hom, ek aanbid hom, ek praat met hom, ek sê vir hom rou eerlik, ek moet net die goed doen. Gehoorsaamheid verstaan jy 10-1, meeste van die tyd het ek al gevind in my lewe, eers aan die einde. Jy verstaan baie keer nie goed nie. En die eerste keer aan die einde, is dit hoe dit werk? Is dit, nou verstaan ek. Ek het my lewe toe vertrou aan hom. Ek is sy kind. Hy sal na my kyk. Alles wat ek hom vra, werk nie altyd nie. Baie keer het ek gevra, vat dit weg, die beker is te kwaai. Gaan nie weg nie. Hy bly partykeer daar. Maar ek het my lewe toe vertrou aan hom. Vertroue is nie passief nie. Vers 5 gaan aan, dan sê hy, wanneer ek hard roep na die Here, antwoord hy my van sy heilige berg. Daai woordjie hard roep het die gedagte van om te skree. Het jy al op God geskree? Was jy al daar in jou lewe? Hierdie ou was so van frustrasie, sy eie kind wil hom doodmaak. Hy skree op God, hy roep God hard. Hy roep hard na God. Hy sê, my God, jy moet my nou hoor. Jy moet my help. Is wanneer jy in omstandighede kom, jy sit 'n stoel daar neer en sê, Here, sit daar, hoor nou. Dis wanneer jy hom gaan ruk in die boot en sê, my God, word wakker. Hoe kan jy slaap? Ons gaan verdrink. Ons het al baie keer gedink ons gaan verdrink, maar hier sit jy, spekvet en gesond, blink gesond. Hier sit jy, jy het dit gemaak.
Hoekom? Want jy het jou lewe toevertrou aan hom. Moenie laat Christene vir jou daar buite vertel. Jy weet, kom kyk of jou God jou hierdie keer gaan. Moenie laat Christene jou altyd vertel, die musiek en die movie stem altyd ooreen nie. Dit doen nie. Dis nie die lewe nie. Moenie laat hulle jou vertel, het iets verkeerd, dis nou jou straf. Dis snert. Partykeer gebeur dan net goed. Maar in alle omstandighede is my God by my. Jy het baie keer die keuse, soos die 2 manne aan die kruis. Die een het hom gevloek. Die ander een het vir hom gesê, Here, dink aan my. Hy sê, sure, saam met my in die paradys. In Psalm 118, in my angs het ek geroep, Here. Hy het my geantwoord, die Here het vir my ruimte gemaak. In my angs. Psalm 77 vers 2, ek roep hard na God, ek roep om hulp. Dis dalk hoekom Matteus 6, waar hy praat oor die gebed en hoe jy moet bid. Hy sê, luister, as jy wil bid, gaan in eensaamheid, sluit jouself in 'n kluis toe. Sluit jouself, gaan alleen. Hy woordjie, wat hy daar gebruik, is die gedagte van 'n groot kluis, 'n plek waar jy alleen kan wees in stilte. Jy kan oordink. Maar dis ook waar die plek waar jy kan roep en kan skree tot God. Sê, my God, word wakker. En dan kom hy aan die einde van hierdie psalm, dan sê hy iets soos dit, in vers 6, 7 en 8. Hy sê, ek het gaan lê, ek het aan die slaap geraak, ek het wakker geword, want die Here onderskraag my. Jy sien, as jy jou vertroue totaal en al in God se hand gesit het, dan gaan jy op die plek kom waar jy rustiger kan slaap. Slaap het maar baie te doen met ons emosie en ons gevoelens en ons spanning wat deur ons gaan. Dawid het op 'n manier, hy was so ingeplant in die waterstroom, dat hy gesê het, Here, hierdie hele situasie met Absalom, met my kind, hierdie hele familiekrisis. Hy sê, ek is nie bang, vers 7, vir 10.000 manskappe, wat reg rondom my teen my stelling inneem. En dan kom die Here en sê, staan op, Here, verlos my, my God, want U het al my vyande op die wang geslaan, die tande van die goddelose het U gebreek. Vertrou die Here. Vertrou die Here met die uitkomste van jou lewe. Wanneer was dit COVID? 2020, 2019, gaan ons as leiers weg en ons gaan bid. Ons sê, Here, wat sê jy vir die jaar wat voor lê? Hoe werk hierdie goed? En die Here gee vir ons hierdie skrif in Efesiërs 3 vers 20, 19 en 20, gee die Here vir ons. Toe is dit nou nog nie COVID nie. Ons weet niks. COVID slaan 2020, slaan COVID April maand, kerke maak toe. Besighede maak toe, kerk maak toe. Omtrent vir 2 jaar so aangegaan wat toegemaak en op 'n stadium maak dit oop, dan kan daar 50 mense, kan kom later van tyd te 100, ons weer terug 50 toe. En die eerste ding toe die kerkleiers in Pretoria bymekaar kom, toe sê al die ouens vir ons moet die helfte van ons staf af lê. Op daai stadium met Doxadeyo het ons so 600 mense gehad wat vir ons gewerk het en wat vir ons betaal het. En toe skielik skop hierdie teks in, toe skielik verstaan ons wat hierdie teks sê. Hy sê aan hom wat die mag het om te doen, ver bokant alles wat ons kan bid of kan dink. Far beyond what you can imagine or dream, sê die Engelse vertaling. Volgens die krag wat in ons werk. En toe skielik, toe begin dit sin maak. En ons hoeveel keer het ons gesê, onthou ons is NPO, ons is 'n non-profit organisation, het ons gesê, Here, ons vertrou U. Ons vertrou U vir ons mense wat bydra. Ons is deur COVID. Ons het nie een personeel dit afgelê nie. Die ouens het wel nie salarisverhogings gekry nie, wat seker logies is. Maar dat elke maand het die 600 mense salaris gekry. Dis net God wat dit kan doen. Die movie, COVID in die wêreld, en die musiek stem nie altyd ooreen nie. Maar ek wil jou vandag uitdaag, wil jy nie kom God vertrou nie.
En dis waarvoor ons hierdie ding is nou die moderne boom. Dit lyk vir my glad nie soos een nie, maar hulle sê die kunstige ouens sê dis 'n boom die. Okay, dis nou 'n boom daar. Daai goed wat daar hang, dis nou blare. Jy moet imagine, jy moet al sy imagination hê, maar dis nou 'n boom met goedjies. So wat ons praat, jy's geplant soos 'n boom in waterstroom. Hier vloei 'n rivier, jy sien dit net nie. En hierso vloei hy. Jy's geplant. Wat doen ons vir 2026? Ons kom en ons sê vir 25, Here dankbaar. Dis hoekom ons jou uitdaag en sê, gaan in hierdie tyd, jy's familie. Gaan sit saam met jou kinders, want ons kinders moet ook leer wat dankbaarheid is. Gaan skryf neer, waarvoor kan ons vir die Here sê dankie? Heel bo aan staan daar, dankie dat ek aan die Here behoort. Dan kom ons by 2026, waarvoor vertrou ons God? 2026 gaan baie uitdagings in ons gooi. Maar ek vertrou die Here. Ek vertrou God. Ek het die uitkomste van my lewe aan die Here toe vertrou. Charles Spurgeon skryf die volgende, ek het daai aanhaling gehad in die bord. Hy sê, God is too good to be unkind. And he is too wise to be mistaken. And when you cannot trace his hand, we must trust his heart. Partykeer sien jy nie sy hand nie. Partykeer roep jy uit, God, waar is jy? Partykeer is die musiek en die movie, God praat nie met mekaar. But you trust his heart. Ek sal nie bang wees nie. Kom ons maak ons oë toe. Ja, so baie skrifte wat ek vir jou kan lees. Jeremia skryf, Jeremia 17. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue in die Here is. Salomo, die slimste man wat ooit geleef het, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek sal nie bang wees nie. Ek sal nie bang wees vir 2026. Want ek is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. My wortelstelsel is in hom. En daai wortelstelsel groei soos ek my dank en vertroue. So word die wortels sterker. En dan lyk dit op die oomblik of die movie en die musiek nie ooreen nogtans. Al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek die Here vertrou.